Net soos wat ons sit en voor ons skriflesing van die persoon se hand langs jou en dan bid ons saam voor ons skriflesing. Here God, U woord spreek in ons lewe. En is U woorde wat vir ons nuwe lewe gee. Ons sien in Jesus se lewe dat wat hy doen en wat hy aanpak na U toe wys. Jesus self het vir sy disippels gesê, as julle my gesien het, het julle die Vader gesien. En Here, so kyk ons dan na Jesus se lewe as voorbeeld en ons probeer 'n prentjie skets van wie U is. Ons vra Here, gee vir ons insig wanneer ons besig is om hierdie woorde te lees, sodat dit nie net woorde op papier sal wees nie, maar dat dit vir ons 'n realiteit sal wees. Dat die werklikheid vir ons na vore kom en dat hierdie prentjie van U en van U hart vir ons en U roeping vir ons al duideliker vir ons sal word. Ons bid Here dat U juis in ons die verandering kom bring wat nodig is. Dat U juis dit wat ons nie noodwendig begryp van U gees of van U teenwoordigheid nie, vir ons kom duidelik maak. Sodat ons eie selfsug en ons eie prentjies en ons eie idees van onsself en hoe ons as gelowiges moet wees op sy sal stoot. En dit sal navolg en najaag wat U vir ons het. Vader, wanneer ons hierdie bid, dan weet ons dat wat ons kry uit U hand absolute genade is. En daarvoor loof en prys ons U. Amen. Gemeente, ons teksgedeelte kom uit 2 stukke vanoggend. Die eerste gedeelte is Genesis 1. Genesis 1 van vers 26 tot 28. En die tweede gedeelte kom uit Kolossense 3 van vers 16 en 17. En hierdie gedeeltes is bietjie 2 aspekte van ons menswees, van ons geskep wees. Julle weet nou, ons is nog besig met 'n preekreeks oor hoe ons as gemeente relevant kan wees in ons gemeenskap en waar ons geplant is. En ons het al 'n klomp goed vir mekaar gesê oor hierdie tema. Ons het gesê dat dit nodig is om met Jesus se lewe te identifiseer, om nie net 'n paar aspekte van sy lewe te vat as voorbeeld nie, maar om werklik onsself vir die saak op te gee. Werklik hierdie opofferende diensbaarheid te hê. Ons het juis gekyk na Jesus se diensbaarheid en hoe belangrik dit is om onsself op sy te sit en iemand anders se menswees te erken. Ons het ook vir mekaar gesê hoe belangrik dit is dat ons by die Gees begin, dat ons eers by gebed begin en dat dit uitvloei in ons lewe van elke dag. En ons het reeds met mekaar gepraat oor hoe belangrik geloofsgemeenskap is en hoe belangrik dit is om betrokke te wees in jou geloofsgemeenskap. Nie net kerk by te woon nie, maar jou talente saam te bring. Dit waarvoor God jou geroep het. Want ons byeenkoms hier, dit word die beginpunt van wat ons wil doen hier buite. En so vandag kyk ons na kreatiwiteit en dit lyk dalk so 'n bietjie asof kreatiwiteit nie hier inpas nie. Dalk omdat ons om kreatief te wees soms inboks tot 'n kunstenaar. Iemand wat besig is met visuele kunste of musiek skryf of met gedigte besig is. Maar kreatiwiteit in essensie is die vermoë om te kan skep. Die voorreg wat ek en jy het as kinders van God, geskape in God se beeld, om ook soos ons hemelse Vader te kan skep. Dis een van die voorregte wat vir ons gegee is. Dis een van die gawes wat God vir ons gegee het, is om te kan skep. En soms is dit kuns wat ons skep, en iets besonders, en ander kere wat ons skep is sisteme, strukture. Ons kan fisiese strukture skep, of strukture waarin mense funksioneer, of wat prosesse gladder laat loop. Maar skep is deel van ons daaglikse lewe. Soms skep ons net spasies vir die mense rondom ons, om hulle self te kan wees, of te kan praat oor dit wat vir hulle uitdagend is. Maar elkeen van ons het die voorreg en die gawe om kreatief te wees. En dit word nie beperk deur om 'n mooi prentjie op papier te kan sit nie. Dit gaan daaroor om met dit wat God in jou gesit het, iets nuuts na vore te bring, waar ook al jy jouself bevind. Of jy besig is om te boer, of jy jou eie besigheid het, of jy nog op skool is, waar ook al jy jouself bevind, het ons hierdie voorreg. En om kreatief te wees, om te kan skep, om die vermoë te hê,
om te kan skep, is eintlik sleutel tot ons evangeliebediening. Om dit wat God vir ons gegee het uit te dra en soms onderskat ons dit. En so vanoggend gaan kyk na twee aspekte. Na die een aspek dat ons in God se beeld geskape is en dan na die aspek van om 'n nuwe lewe te lei. En as ons die een sonder die ander doen, dan mis ons 'n pad vorentoe. Terwyl beide van hierdie belangrik is vir 'n pad vorentoe. So, kom ons begin by ons eerste teksgedeelte. Genesis 1 van vers 26 tot 27. En in hierdie teksgedeelte sê dit: Toe het God gesê, kom ons maak die mens as ons verteenwoordiger, ons beeld, sodat hy kan heers oor die vis in die see en die voëls in die lug, die makdiere, die wilde diere en al die diere wat op die aarde kruip. God het die mens geskep as sy verteenwoordiger, as beeld van God het hy die mens geskep. Man en vrou het hy hulle geskep. Net voordat ons na die volgende teksgedeelte toe oorgaan, wil ek hê jy moet iets raak sien. Terwyl ons in God se beeld geskep is ons geskep as heersers oor die skepping. Nou, hierdie woord wat gebruik word vir heersers is rada in Hebreëus. En is nie 'n dominerende heersing nie. Dis nie ek vat wat ook al ek oorheers en ek maak daarmee soos wat ek graag wil nie. Hierdie rada is dieselfde wat gebruik word reg deur die Ou Testament en Nuwe Testament. En in Psalm 72 word dit juis so mooi verwoord, 'n koning wat met passie en empatie as te ware regeer, met 'n stuk sagtheid. Sien, God se heersing gaan nie oor 'n dominering nie. God se heersing gaan oor 'n rentmeesterskap. Nou die beste wat ons rentmeesterskap kan verduidelik is dit is iets wat jy bestuur asof dit jou eie is met die wete dat dit vir iemand anders is. Ek gaan dit weer sê. Dis iets wat jy bestuur asof dit jou eie is met dieselfde passie, selfde intensiteit, selfde dringendheid, maar met die wete dat dit vir iemand anders is. En so God skep alles om ons, skep ons in sy beeld en dan gee vir ons die skepping om oor te heers. Wat beteken hierdie skepping en alles om ons? Is ons besig om te bestuur vanuit 'n posisie dat ons dit doen soos wat ek dit vir myself sou doen met dieselfde passie en intensiteit, maar met die wete dat elke tree wat ek gee, doen ek vir God. So alhoewel ek vanuit die passie en die intensiteit asof dit vir myself is, bestuur ek dit op 'n manier wat ek weet God dit graag wil hê. En dis die basis, dis die vorm, dis hoe ons geskep is as mens op hierdie aarde. Nou hier kom die tweede gedeelte uit Kolossense 3. Kolossense 3 van vers 16 tot 17. Eintlik gaan ek vra, kom ons lees van vers 15 af tot 17. Dit sê, en die vrede wat Christus gee, moet in julle lewens die deurslag gee. God het julle immers geroep om as lede van een liggaam in vrede met mekaar te lewe. Wees altyd dankbaar. Die boodskap van Christus moet in sy volle rykdom in julle bly. Leer en onderrig mekaar met alle wysheid. Met dankbaarheid in julle harte moet julle psalms, lofgesange en ander geestelike liedere tot eer van God sing. En wat julle ook al sê of doen, sê en doen dit alles in die naam van die Here Jesus en dank God die Vader deur hom. Hierdie gedeelte in Kolossense vertel van hoe dit lyk om 'n nuwe lewe te hê in Christus. En so die aanmoediging vir die gemeente in Kolosse is juis dat julle eensgesind moet wees, dat julle 'n eenheid moet hê en in vrede met mekaar moet saamleef. Dat julle aanbidding en lofprysing tot God die fokus moet wees en dat hierdie boodskap van Christus altyd in julle moet wees. Nou hierdie twee aspekte van ons geskeppenheid en geroepenheid is interessant, juis omdat ons baie keer slegs aan die tweede gedeelte vashou as aan die eerste. Dat ons in vrede met mekaar leef en in eenheid, dis belangrik. Dat hierdie boodskap van Jesus in ons sal bly.
En dat ons God sal loof en prys daarvoor en dat ons aan God hierdie aanbidding en lofprysing bring, dis ons fokus. Maar ons vergeet soms bietjie hoe ons geskep is. So wat gebeur, wat is die gevolg daarvan? Die gevolg is dat ons in dieselfde patrone en roetines verval, sonder dat dit betekenis het. Nou, hoor mooi, daar is niks fout met patrone en roetines nie. Ons as mens is gemaak om patrone en roetines redelik vinnig te skep. Dink gou vir 'n oomblik wanneer jy in jou motor klim. Hoeveel keer dink jy bewuslik aan om die sleutel op die regte plek in te sit? Die motor in rad te kry om aan te skakel waar jou voete moet wees. Meeste van dit is wat hulle noem muscle memory. Dis 'n outomatiese gebeurtenis, want jou brein het hierdie stelsel en rotine in plek gesit, juis sodat dit 'n makliker ding is om te doen. As dit nie maklik is nie, as dit nie eenvoudig is nie, dan beteken dit jy moet ekstra energie gebruik om aan hierdie ding te dink, terwyl jou liggaam 'n klomp ander goed ook moet doen terselfdertyd. En so die patrone, die ritmes, die gewoontes, dis deel van ons lewe en jy gaan dit so vinnig as moontlik skep, juis sodat dit so min as moontlik energie neem. Die probleem is wanneer ek in die motor klim en alles is so outomaties vir my dat ek nie oplet waarheen ek gaan of wat ek eintlik ook besig is om te doen nie, waarmee ek besig is nie, dan veroorsaak ek 'n ongeluk. En dit kan my lewe in gevaar sit en dit kan mense se lewens om my in gevaar sit. Presies dieselfde gebeur met ons geloof. Ons het patrone en roetines wat ons skep. En baie keer dan vergeet ons wat is die rede vir 'n lofsang en 'n erediens. Of wat is die rede dat ons in 'n gebou bymekaar kom? Of wat is die rede dat ons 'n liturgie het soos wat ons hom het? Dan word dit net 'n gewone patroon en 'n roetine. Iets wat nie meer inhoud het en betekenis vir ons lewe het nie, net iets wat ons deur voortleef. En baie keer dink ons nie dit maak skade nie, maar dit doen. Dit beroof ons van 'n bewussyn van God se teenwoordigheid. En dit beroof ander van die moontlikheid om die evangelie te hoor. Hier's wat ek hiermee bedoel. Iemand sê eendag vir my, hy wens kerk kan teruggaan na hoe dit was. Toe kerk nog goed was. Hy wens eintlik kerk kan eintlik net weer 'n bietjie kerk word. En ek vra vir die persoon, wat bedoel hy hierdeur? En hy sê wel, die liturgie soos ons hom gehad het. Wet, skrif, die wet, die skrif, die belydenisse, skuldbelydenis, dit moet daar wees. Togas by dominees. Dominees moet definitief weer togas begin aantrek. En natuurlik, dis in die tye waar jy moes kerk toe gaan, sodat ons weer massas is in ons banke. En alhoewel ek geknik het en hom gehoor het en nie in daai oomblik sin gesien het om te stry nie, het ek nogal by myself gedink, dit is interessant is dit nie, dat Jesus disippels die wêreld vol uitgestuur het en nie een van hulle het 'n teologiese graad gehad nie. Niemand van hulle was opgelei nie. Dit is dalk so dat die disippels baie tyd by Jesus se voete spandeer het en dis 'n sleutel. Dis nie net 'n versie wat hulle gelees het en toe hulle in die wêreld in nie. Hulle tyd by Jesus se voete spandeer het, hulle lewe opgegee daarvoor. Maar hulle was deur die Gees gelei om dit te gaan doen. Ek dink van al die apostels wat die geloof soos ons dit ken versprei het tot die uithoeke van die wêreld, van al daai apostels was een man so naby geleer as wat ons dit het in vandag se teologie, en dit was Paulus gewees. Vir al die res sou jy sê iemand soos Petrus wat 'n visserman was, het vir sy tyd nie eers heeltemal matriek gehad nie. En dan moet jy laat dink as Jesus evangelie verkondiging nie koppel aan geleerdheid nie. Of as ons dink aan getalle en massas wat kerk bywoon. Baie keer lees ons oor die gemeentes in die Nuwe Testament en ons hou nie in gedagte wat die konteks was nie. Die skatting is dat 'n gemeente in Rome byvoorbeeld niks meer as 7 of 12 mense was nie. Wanneer Paulus 'n brief skryf vir die gemeente aan Rome, dan is dit vir 7 of 12 mense. Dink 'n bietjie daaraan.
In ons liturgie, het julle ergens in die Bybel al gehoor dat daar 'n liturgie moet wees? Dat hierdie die volgorde moet wees van 'n erediens? Kan iemand dalk onthou dat toe Jesus die nagmaal ingestel het, hy aan tafel gesit het en gesê het, en dis hoe julle eredienste moet lyk? Was nie daar nie. Soveel van hierdie goed is deur ons as mens geskape. Party van dit uit die beste van bedoelings. En ander van dit het dalk bietjie weer gekom uit 'n vrees dat iets uitgebuit gaan word. Dat iemand dalk meer oor hulle self gaan preek as oor Christus. En so wil ons eerder seker maak dat almal die regte opleiding het daarvoor. Ons gewoontes, ons patrone, ons roetines kom nie uit 'n slegte plek uit nie. Dit het altyd die beste van bedoelings. Die enigste vraag is, weet ons nog hoekom ons doen wat ons doen? Is ons bewus daarvan of het dit ons patroon en ons roetine geword? As ons net vashou aan hierdie tweede gedeelte, ons moet in vrede met mekaar leef, en die evangelie moet deur ons leef, ons moet God aanbid, dan hou ons vas aan dit wat ons ken en dit wat vir ons gemaklik is, en dan was dit mos dit. Maar soms vergeet ons waar ons geskape is, waar dit begin het. En dit het begin in God se beeld, met God se kreatiwiteit, en ons as die heersers, die rentmeesters van hierdie skepping. En so ek en jy moet besef, dat soos wat enige organisme aanpas en verander, is ook nodig om aan te pas en te verander. Ek en 'n vriend het onlangs die gesprek gehad, net gister weer bietjie daaroor gesels, maar al vir 'n ruk hierdie gesprek gehad. Oor hoe daar 'n baie fyn lyn is tussen wanneer kerke aanpas by mense en mense moet aanpas by kerke. Want daar is 'n lyn. Ons kan baie keer as kerk eenvoudig net so besig wees om te doen dit waarvan mense hou, dat ons eredienste en boodskappe en 'n klomp ander goed inrig sodat mense net gelok word. En wanneer die kerk begin entertainment, vermaak raak vir mense, dan mis ons die doel. Maar in daai geval kom ons ook agter dat kerk nie vreeslik waarde het nie, nê. Sondag is dit besig en is vol en is bedrywig, maar in die gemeenskap gebeur daar niks, want as almal vermaak was Sondag by die kerk, dan sal nie meer iets nodig nie. Maar daar is ook iets te sê om te vra, in watter era is ons besig om te leef? Wat is besig om rondom ons te gebeur? Wat is God besig om oor te dra in ons gemeenskap? Wat is nodig? Waar kan ons relevant wees? En waarvoor kreatiwiteit nodig is. Weerens nie kreatiwiteit net in 'n boksie om kunste te skep nie, dit ook. Maar kreatiwiteit in die manier van, hoe kan ek uit dit wat God vir my gegee het, iets skep wat tot eer en verheerliking van God is? Hoe kan ons as kerk dit skep, wat werklik die evangelie uitdra en by mense uitkom? Hoe kan ons as kerk dit wat God vir ons gegee het, gebruik om diensbaar te wees in ons gemeenskap en in ons omgewing? En die veiligste manier hoe ons kreatief kan wees, sonder dat ons begin aanpas by mense, maar dat ons seker maak, ons eenvoudig kreatief is met wat God vir ons gegee het, is dat ons altyd in aanbidding bly as eerste beginsel. Wanneer ons in aanbidding bly, dan beteken dit ek moet gefokus wees op God. Dit is my interessant dat seker die grootste aanval op ons lewens, wanneer die vyand aanval, is nie om jou lewe omver te gooi nie, dis eenvoudig om jou besig genoeg te hou. As ek en jy besig genoeg is met goed wat nie saak maak nie, dan mis ons waardevolle oomblikke waar ons in God se teenwoordigheid kon lewe kry. Waar ons kon besig wees dit waarmee God besig is. En die vyand kan ons besig hou met vreemde goed. Enige iets van 'n bekommernis, wat nie nodig is om jou bekommernis te wees nie. Wat as vra, wat nooit eintlik uitwerk nie. Gewoontetjies, wat ek moet in stand hou, tot iets meer ernstig soos 'n verslawing. Al daai goed hou ons eenvoudig besig. Dit doen nie noodwendig afbreek aan jou lewe nie, dit doen nie noodwendig afbreek aan die mense se lewens om jou nie, maar dit hou jou besig. Besig genoeg dat ek en jy nie gefokus is op God nie.
en nie besig is met dit waarmee God besig is nie. En wanneer dit die geval is, dan maak ons maklik besluite vir wat vir my oukei is, en wat vir my goed is, en wat my lewe diens. Terwyl wanneer ek in aanbidding met God bly, dan is my aandag, my wese, alles wat ek is gefokus en gerig op God. En so aanbidding word die eerste sleutel. Die tweede sleutel is diensbaarheid. Want hoe meer ek in 'n posisie is waar ek kyk hoe ek ander mense kan dien, of dit my gesin is, of dit my familie is, of dit vriende is, en of dit in die gemeenskap is, waar kan ek vir jou iets beteken? Waar kan ek vandag jou las ligter maak? Waar kan ek jou vandag ondersteun? As dit ons fokus is, gesamentlik met hierdie aanbidding tot God, dan is ons besig om iets uit te leef van wat Jesus uitgeleef het. Dat hy gefokus was op dit wat die Vader sê en doen, en dat hy dit wat hy ontvang het, dan gebruik het om diensbaar te word. So, met dit in gedagte, hoe lyk dit prakties? Hoe lyk dit prakties as ons as geloofsgemeenskappe kreatief is met dit wat God gee? Hoe lyk dit prakties as ons kreatief is en skep daar waar God juis wil hê ons moet skep? Wel, die eerste is belangrik, is dat God se beginsels bly God se beginsels. Onthou julle, ons het vir mekaar gesê, Bybeltekste kan ons nie net altyd so vat nie, want dit kom uit 'n konteks uit. En sekere van daai kontekste gaan pas en ander nie. Dis my redelik maklik om te sê ek moet een God aanbid en nie afgode nie. Die beginsel is daar en ek kan die teksgedeelte net so vat. Dis iets totaal anders om 'n teksgedeelte net so te vat uit die Ou Testament wat sê, en 'n kind wat tee praat, moet op die stadplein gestenig word. En daarmee is ons nie heeltemal gemaklik nie. En so daarom is dit belangrik dat ons, wanneer ons die Bybel lees, ons nie die tekste net so vat nie, maar vra, wat beteken hierdie teks en wat is die geestelike beginsel wat hier geleer word? En is daai geestelike beginsel wat ek dan in my lewe toepas? En vir daardie rede kyk ons altyd na die geestelike beginsels. Die geestelike beginsels verander nooit nie, nooit oor tyd nie, en dit gaan ook nie in die toekoms verander nie. Die beginsels van God se liefde en genade, die beginsels dat my verlossing uit genade is en nie uit iets wat ek gedoen het nie. Die beginsels dat ons asemhaling in ons lewe in God se teenwoordigheid gevind word, daai goed bly altyd dieselfde. En so die vraag is nooit, op watter manier leef ek dit uit nie, die vraag is die beginsel, is die kern reg? As ons erediens byeenkoms en ons liturgie nie meer begin pas by die geestelike beginsels wat ons ken nie, dan moet dit verander. Maar ons kan ook as gemeente besluit dat ons 'n liturgie verander, of 'n byeenkoms en 'n samekoms, of die struktuur van ons samekoms verander, sodat dit nog steeds die kern dien, die beginsel, dit waaroor dit werklik gaan. Eintlik is dit baie eenvoudig. Christus is ons fokus. En as Christus ons fokus is, kan die res in plek val. Of ons in hierdie kerkgebou bymekaar kom, of ons by 'n sirkel bymekaar kom, of onder 'n boom bymekaar kom, of ons op 'n Sondag erediens het, of op 'n Saterdag of op 'n Maandag erediens het, of ons op 'n manier bymekaar se huise bymekaar kom vir erediens en op so 'n manier kerk is, of ons 'n liturgie het soos wat ons hom tans het, en of ons 'n klomp elemente vervang en nuus insit. Die vraag is Christus die fokus? Is dit nog steeds hierdie geestelike beginsels wat God se hart wys? Die kern is belangrik. Nie alles rondom dit nie. Wanneer ons Kersfees vier, dan vier ons dit op verskeie maniere. Elkeen wat hier sit kan 'n ander manier verduidelik van wat vir julle gesin of wat vir julle tradisie Kersfees is. Hoe werk dit? As ons gaan begin stry oor watter kosse op Kersfees moet wees, dan weet ons mis die punt van Kersfees, nie waar nie. En dieselfde beginsel is in die kerk. As ons begin stry oor ons liturgie of ons formaat, as ons begin stry oor wat ons aan het, of hoe ons by mekaar kom, as ons begin gestry oor geboue of geen geboue, dan het ons die beginsel gemis.
Maar as ons fokus is waaroor dit gaan, Christus en Christus alleen, God se hart, God se teenwoordigheid, as dit die fokus is, dan kan ons baie goed doen. Dan kan ons by ander goed aanpas. Dan kan ons kreatief wees daarmee. Want die feit van die saak is, die wêreld om ons ken nie altyd kerk en God soos wat ons God en kerk ken nie. En so dan is die vraag eerder, op watter manier bereik ek iemand in die gemeenskap, wat dalk nie God en kerk ken nie? Op watter manier kan ek kreatief wees met die evangelie boodskap wat God vir my gegee het, sodat ek daai persoon kan bereik? Ons konteks is altyd belangrik. Ons moet oplet na wat om ons aan die gang is. Wat is besig om in ons gemeenskap te gebeur? Wat is besig om in ons land te gebeur? Want dis die aspekte waar ons as kerk ook 'n stem nodig het. Op watter manier kan ons die evangelie op so 'n manier bring na iemand toe dat dit klik? En hoor baie mooi, en hierdie is die laaste en die belangrikste punt van vanoggend se kreatiwiteit aanmoediging. Is dit moet gebeur met die wysheid van die Gees. So ek en jy kan maniere kry hoe ons vir mense dalk so 'n bietjie die evangelie kan vertaal. Ons kan maniere kry hoe ons kerk inrig sodat ons gefokus is op die essensie. Maar as ons dit doen vanuit dit wat ek dink is belangrik, of dit wat ek voel is belangrik, kan ek jou waarborg ons gaan die punt mis. Dit moet met God se wysheid en dit moet met God se insig gebeur. Want God weet beter as ek en jy van wat nodig is. Gemeente, hierdie is eintlik regtig eenvoudig. Hierdie boodskap is so eenvoudig dat ons as gemeente dit baie keer mis. In plaas van om vas te kyk in ons roetines en ons patrone en dit wat ons ken, is die vraag eerder, wanneer Jesus vir my en jou die goeie boodskap gee, dat ek en jy aanvaar word as kinders van God, dat ons gered is, dat ons geliefd is, en dat ons deel is van God se koninkryk. Op watter manier kan ek dit aan iemand anders kommunikeer? Op watter manier kan ek dit op so 'n manier uitleef, dat iemand anders ook klik en sê, hier stalk iets daaraan? Op watter manier kan ons 'n erediens inrig, sodat iemand wat nie noodwendig altyd God en kerk ken nie, instap en van die instap oomblik tuis voel? Nie noodwendig voel, hulle weet nie wat gebeur volgende of waar hulle moet inval nie, en niemand sê enigiets vir hulle nie. Maar eerder dit toeganklik maak. Hierdie gaan nie daaroor dat ons wil probeer aanpas by mense nie. Want weer eens, wanneer ons dit gedoen het, dan het ons te ver gegaan. Dan het ons die lyn oorskry, en daar is 'n lyn. Hierdie gaan daaroor wanneer God vir ons iets gee, wil ons regtig in patrone en roetines vashak en die betekenis verloor, of wil ons gebruik dit wat God vir ons gee en so kreatief as moontlik daarmee wees, mense se lewens raak en 'n verskil maak. En dit beteken natuurlik, ons as gemeente moet besef dat daar baie ander maniere is om ons gemeenskap te bereik, as net om hulle by 'n kerkdeur in te sleep. Dit beteken, in die projekte wat ons aanpak, sê die vraag eerder wees, as jy die koektafel het by 'n bazaar, of jy is besig met pannekoekbak, of dalk is jy besig met die tegniese span, op watter manier kan jy die mense met wie jy kontak het deur die loop van daai dag, laat seker wees van Jesus se liefde? As ons as gemeente soos wat ons het, 'n Kimon sentrum begin, op watter manier kan ons daai gebruik om 'n inspraak te hê in kinders se lewens en 'n impak te hê in ons gemeenskap? En nie net op 'n wiskunde of 'n taalvlak nie, maar ook op 'n geestelike vlak. Hoor julle dat dit belangrik is dat ons kreatief raak met dit wat God vir ons gee? Want ons einddoel is dit, nie om by mekaar te kom op 'n Sondag nie. Hierdie is 'n absolute bonus. Dis 'n besonderse lekkerte en 'n besonderse voorreg. Maar ons einddoel is om die goeie nuus wat in ons lewe 'n verskil gemaak het, ook te kan deel met ander. So gemeente, die uitnodiging is, wees kreatief.
Wees kreatief met dit wat God vir jou gegee het. Wees kreatief met dit wat God in jou lewe ingesaai het. En kom as gemeente, kom ons moedig mekaar aan om ook kreatief te wees met dit wat God in ons as gemeente se lewe gesit het. Mag dit wat ons doen, dit wat ons aanpak, waar ons uitreik, waarmee ons besig is, met hierdie fokus wees, om God te eer, om God te verheerlik, en om deel te neem aan die koninkryk hier op aarde. Met dit wat ons so gemaklik bid, Here, nie ons wil nie, maar U wil. Soos in die hemel, so ook op die aarde. Amen. Gemeente, ek dink teen hierdie tyd van ken almal die storie oor die 2 visse, of die vis in die 2 panne. Die vrou wat elke keer as sy vis maak, dit in 2 gesny het en in 2 verskillende panne gebraai het, en as haar man haar vra, hoe doen jy dit? Het sy maar altyd net vir hom gesê, maar my ma het dit so gedoen. En so vra sy haar ma, en haar ma sê, wel, jou ouma het dit nog altyd so gedoen. En toe haar ouma vra, toe sê haar ouma, wel, ek sou graag 1 pan wou gebruik, maar my panne was te klein. So ek moes die vis in 2 sny, en in 2 verskillende panne gaar maak. Mag God vir ons die wysheid gee, oor plekke en areas in ons gemeente, en in ons bediening, in ons persoonlike lewe, waar ons nog besig is om visse onnodig in 2 te sny en in 2 panne te braai. Mag God vir ons die kreatiwiteit gee, om mense te bereik op maniere wat ons dalk nog nie aangedink het nie. Bloot net oor sy wysheid, sy insig en sy goedheid. Mag die God, wat altyd met ons is, Jesus, die voorbeeld van die Vader se liefde, en die Gees, in, om en deur ons werk, elke dag. Amen. Dankie dat jy ingeskakel het by hierdie diens. Ons sal ook graag van jou wil hoor. As jy getuienis het om te deel, of jou storie het om te deel, of jy het net 'n eenvoudige gebed nodig, kontak ons gerus. My kontakbesonderhede is net na hierdie gedeelte. En natuurlik moet ons ook vir mekaar sê dat bediening nie net in 'n silo gebeur nie, dat ons hulpbronne nodig het om dit te doen. As jy graag by hierdie gemeente wil bydra, finansiëel of op 'n ander manier, laat ons gerus weet. Ons bankbesonderhede sal ook hierna sigbaar wees, sowel as ons SnapScan kode as jy verkies om op so 'n manier jou gedeelte te gee. Dankie dat jy ingeskakel het en vandag deel gevorm het van ons. En ons hoop om jou binnekort weer te sien en om van jou te hoor. Totsiens.